Die boek van die profeet Habakuk. Hy het gedurende die laaste dekades van Israel se suidelike koninkryk geleef en dit was 'n tydperk van ongeregtigheid en afgoderry. Hy het die bedreiging van Babylon sien kom en dit was vir niemand goeie nuus nie. Maar anders as die ander profete beskuldig Habakuk nie vir Israel nie. Hy praat nie eens namens God met die mense nie. Sy woorde is eerder persoonlik aan God gerig. En die boek vertel van Habakuk se persoonlike worsteling, sy reis om te probeer glo dat God goed is, as daar soveel boosheid en tragedie in die wêreld is. En dis is Habakuk se woorde eintlik gedigte van weeklag. En hulle is baie soortgelyk aan die klaagliedere wat jy in die boek van Psalms kry. Die digter lê 'n klag en vestig dan God se aandag op lyding of ongeregtigheid in die wêreld en eis dat God iets doen. En om te weet van hierdie weeklagvorm, dis eintlik die sleutel om die ontwerp en boodskap van hierdie kortboekie te verstaan. Hoofstukke 1 en 2 is opgestel as 'n heen en weer argument tussen Habakuk en God. En die profeet lê 2 klagtes waarop God 2 antwoorde verskaf. Sy eerste klagte is dat die lewe in Israel ondraaglik geword het. Die Torah word afgeskeep wat lei tot geweld en ongeregtigheid. En Israel se korrupte leiers verdra dit alles. En Habakuk, hy roep na God en vra dat hy iets doen, maar dit wil voorkom asof niks verander nie. Maar dan, skielik antwoord God. Hy sê, hy is deeglik bewus van die korrupsie van sy eie mense Israel. En hy is besig om die leermagte van Babylon op te roep om oordeel oor Israel te bring. En baie soortgelyk aan die boek van Micha of Jesaja, sê God, sal hy hierdie vreesaanjaende ryk gebruik om Israel te verslind oor hulle ongeregtigheid en boosheid. Maar Habakuk het 'n probleem met hierdie antwoorde en daarom kom hy met sy tweede klagte. Hy sê Babylon is selfs erger as Israel. Hulle is meer korrup, meer gewelddadig, hulle verafgod hulle eie militêre mag, hulle behandel mense soos diere, maak hulle bymekaar soos visse in 'n net, sê hy. Hulle verslind nasies en groepe mense om hulle eie ryk te bou. En daarom vra Habakuk, hoe kan u, 'n heilige goeie God, sulke korrupte nasies as u instrumente in die geskiedenis gebruik? Hy eis 'n verduideliking. Trouwens, hy beskryf homself as 'n wag op die stadsmure, wat wag op God se antwoord wat uiteindelik kom. God sê vir Habakuk om 'n paar kleitablette en bytel te kry en neer te skryf wat hy sien en hoor. Dis 'n visioen van 'n bestende tyd in die toekoms, wat selfs al lyk dit of dit lank neem om te kom, uiteindelik wel sal kom. Trouwens, God sê dat die regverdige persoon deur hulle geloof in hierdie hoop en visie sal leef. So wat is hierdie goddelike belofte wat Habakuk veronderstel is om neer te skryf? Dis dat God Babylon tot 'n val sal bring. God sê die geweld en onderdrukking van hierdie nasies skep hierdie nimmer eindigende siklus van wraak. En dat God hierdie siklus sal gebruik om die groei en val van die nasies te bewerkstellig. En die feit dat God vir 'n tyd 'n korrupte nasie soos Babylon gebruik, beteken nie dat hy alles goedkeur wat hulle doen nie. Hy hou alle nasies verantwoordbaar aan sy geregtigheid. En so sal Babylon val, net soos enige ander nasie wat soos hulle optree. God se belofte word dan uitgebrei deur 'n reeks van 5 klagtes wat die tipes onderdrukking en ongeregtigheid wat deur nasies soos Babylon gepleeg word, beskryf. Die eerste 2 teiken ongeregtige ekonomiese praktyke, soos hoe ryk mense belaglike rente eis net om arme mense in die skuld te hou. En so bou hulle hul rykdom op skelm maniere. Die derde klag is kritiek teen slawearbeid, om mense soos diere te behandel en hulle met geweld te dreig as hulle nie produseer nie. Die vierde klag teiken die misbruik van alkohol deur onverantwoordelike leiers. Terwyl mense swaar kry onder hulle swak leierskap, hou hulle partytjie en mors hulle geld op seks en drank. En die laaste klag ontbloot afgoderry, die engine wat sulke nasies aandryf. Hulle het geld en mag en nasionale veiligheid in gode verander en sweer teen alle koste aan hulle trou. En so word die mense slawe van hulle eie nasionale ryk. Nou die praktyke wat hier beskryf word is nie uniek aan Babylon nie, maar dis deel van die punt. Gegeewe die menslike toestand word die meeste nasies uiteindelik soos Babylon. En so is God se antwoord aan Habakuk in hierdie boek, God se antwoord aan alle latere geslagte.
aan almal wat in 'n wêreld leef wat deur ander Babylons regeer word. Maar dit laat die vraag in die lug hang. Gaan God hierdie siklus, die groei en val van Babylon tipe ryke vir ewig laat aanhou? En Habakuk 3 gaan oor die vraag. Ons word vertel dis 'n gebed van Habakuk. En dit begin met Habakuk wat by God pleit om nou in die Here op te tree soos hy in die verlede gedoen het, om die korrupte nasies tot 'n val te bring. En wat volg is 'n baie antieke gedig. Dit beskryf eerstens 'n kragtige, vreesaanjaende verskyning van God. Dis baie soortgelyk aan die openingsgedigte van Micha en Nahum, en soortgelyk aan die verskyning van God by Sinaïberg in die boek van Eksodus. Daar's 'n wolk en vuur en aardbewing. Wanneer die Skepper opdaag om menslike boosheid te konfronteer, sal almal oplet. Habakuk gaan dan voort om die toekomstige ondergang van boosheid as 'n toekomstige Eksodus te beskryf. Dis net soos God as 'n krygsman opgekom het toe hy die see laat oopgaan het in sy oorlog teen Farao. So sê Habakuk, sal God weer eens sy oordeel afbring op die kop van die bose huis. So Farao, soos Babylon, het 'n beeld van gewelddadige menslike nasies geword. Maar terselfdertyd word ons vertel dat wanneer God boosheid konfronteer, hy sy mense en sy gesalfde sal red. Dis 'n verwysing na die koning uit die nageslag van Dawid. En so in hierdie gedig het die Eksodus verhaal van die verlede 'n beeld geword van die toekomstige Eksodus wat God sal bring. Hy sal weer eens boosheid oorwin en die Farao's en die Babylons van hierdie wêreld tot 'n val bring. Hy sal geregtigheid vir alle mense bring en die verdruktes red. En dis hierdie hoop wat Habakuk in staat stel om die boek met hoopvolle lof af te sluit. Selfs al val die wêreld uitmekaar weens voedseltekort of droogte of oorlog of wat ook al, hy sal vertroue kies en hom verheug in die verbondsbeloftes van God. En so word Habakuk teen die einde van hierdie boek 'n voortreffelike voorbeeld van hoe die regverdiges deur die geloof leef. Habakuk besef hoe donker en chaoties die wêreld en ons lewens kan word, en hy nooi ons saam op 'n reis van geloof, van vertroue dat God hierdie wêreld liewer het as wat ons dit het, en dat hy eendag met die boosheid sal klaarspeel. En dis waaroor die boek van Habakuk alles gaan.